Waarheen is ons op pad? Albert Boshoff van die Woord, ek is leraar van die AP Kerk Leonardwil in Suidwes-Afrika. Ek lees graag Efesiërs 5, vers 15 tot 17. Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Waarheen is ons op pad? Hoe sou ons hierdie vraag antwoord? In wese het al hierdie vrae wat ons wil vra, eintlik net een saak onderliggend. Wat is die sin van my lewe? En wat sê mense soms? En mense hoor dit. Ek noem 2 voorbeelde. Die lewe maak nie meer vir my sin nie. As ek kyk na alles wat rondom my gebeur, daar kan nie 'n God van liefde wees nie. Of 'n ander voorbeeld. Ek is moeg. Dit voel vir my of ek in 'n donker put ingesak het. En eintlik wil ek nie meer leef nie, want alles het vir my te veel geword. Die lewe het sy sin verloor. As die taal van mense wat moedeloos geraak het, mense wat voel dat daar nie meer doel is agter elke dag se gejaag nie, mense wat lewensvreugde langs die pad verloor het. En kom ek voeg by, watter angs moet dit nie bring by iemand wat werklik so voel en weet, daar is hopelik nog baie jare voor my nie. Gaan ek dit maak? Of ek gaan dit nie maak nie? As 2 maniere waarop mense op hierdie vraag kan antwoord. Op jou eie manier, dis sonder God, of saam met God, soos God. Soos God sou wou hê dat hierdie vraag geantwoord moet word. Paulus gee hier in Efesiërs 5 ons 'n baie eenvoudige en 'n baie praktiese antwoord. Lewe jou lewe soos God dit van jou vra. Lewe jou lewe versigtig. Lewe jou lewe met 'n doel. Moenie jou tyd mors nie. Gryp elke kans aan. En dan moet 'n man gaan bepaal wat is vir jou die belangrikste in die lewe. En as God die belangrike is, wees besig met God soos wat hy met jou besig is. Wees besig met sy woord, en God se woord sal met jou besig wees. En in hierdie proses, sien toe, dat jy versigtig lewe, deur nie tyd te mors nie, deur nie geleenthede te laat verbygaan nie. Jy kan deur jou lewe 'n verskil maak. Jy kan dit sigbaar maak, teenoor ander, met ander, vir ander. Jy kan uitlewe wat die liefde is wat God vir ons het. Al is jy besig met wat, al doen jy wat, al werk jy waar, al is jy watter graad op skool, al hou jy van wat, al bly jy waar, dit maak nie saak nie. Want hierdie dinge is nie die pad van die lewe nie. Dis maar net deel van die groter pad, om te lewe elke dag nader aan God, tot ons eendag by God kan wees. Onthou waarin jy eintlik op pad is. En dit sal die pad van die lewe die moeite werd maak. Maar ons ken God mos, so sal baie van ons hierop kan reageer. Ons glo mos. Hoekom het ek nie rus en vrede in my gemoed nie? Hoekom is daar nie sin nie? Die pad wat God met ons stap, is nie sommer maar net kafee toe nie. Is nie kort nie, is nie bekend nie. Is 'n pad wat ons nog nooit geloop het nie. Want die pad saam met God, daar breek nuwe dinge in 'n mens se lewe oop en maak jou oë oop vir dinge wat jy nog nooit voorheen gesien het nie. Juis omdat dit God se pad is en nie jou pad nie. Ons kan ons paaie kies. En dikwels kies ons juis die bekendes, die maklikes, die kortes, die paaie waarmee ons gemaklik is. Paaie wat nie baie van ons vra nie. Maar God se pad is anders, is moeilik. Hulle is dikwels onbekend. Ons weet tog nie wat God se pad vir elkeen van ons vir die res van hierdie jaar is nie, van die res van ons lewe nie. Maar God se paai is ook opwindend. Want dit lei ons na insig oor onsself, dit laat ons sien wie ons eintlik is. En God se paai lei ons na ander, na hulle wat langs my is. En dit leer ons om versigtig met God se ander mense om te gaan. Dit leer ons om elke geleentheid wat God ons bied te benut. En dit maak 'n mens vry. Wanneer jy met God op pad is, selfs al weet jy nie presies
waarheen jy onderweg is nie. Kom ons stap die pad met God saam. Nie omdat ons iewers wil uitkom nie, maar omdat dit God se pad is. Want om by God en saam met God te wees, dis mos genoeg. Waarheen is ons op pad? Saam met God. Vrolik, vergewend, versigtig, vol hoop, vol lewe, vol geleenthede, vol vreugde, met baie sin. Want God is by my. Kom ons bid saam. Dankie Here dat U altyd deur beskikbaar is en dat U by ons teenwoordig is. En dat ons hierdie oproep duidelik kan hoor. Dit gee vir ons die genade om die tyd uit te koop, om versigtig te lewe, om die pad saam met U te stap. Kom en verheerlik U self in ons lewe. Ons bid dit om Christus wil. Amen.